en ons is vandag in ons week 6 ten opsigte van dit. En ek het so 'n bietjie in die week net weer gedink oor 'n paar goed en iets van wat Stephen Covey is 'n ou wat 'n boek geskryf het 7 Habits of Highly Effective People. En in hierdie boek maak hy hierdie stelling. Hy sê your attitude determines your altitude. En ek dink baie keer in ons lewe wanneer ons dink oor attitude, gaan dit oor daar's 'n klomp positiewe mense, nê. Hulle sien altyd die goue randjie om die wolk of silwer randjie om die wolk. Hulle kyk baie keer die wolk mis. Maar daar's ander mense wat altyd rondloop met 'n donderwolk, nê. Dis die twee verskillende. Hulle is pessimisties oor alles. Maar wanneer ons dink oor hierdie, is dit baie meer as net positief en negatief. Inteendeel, ek en jy het nodig om te besef dis ons reaksie op sekere situasies. So goed gebeur in ons lewe. Ek bedoel, die psalmdigter is duidelik daaroor, nê, wanneer hulle ons help en begelei in 'n klomp gesprekke, is dit, lewe is moeilik. Maar God bly altyd goed. Nou vir jou wat nou nog nie saamgestem het oor lewe is moeilik nie, wag, as jy nog nie 'n tiener het nie, dan weet jy nog nie wat moeilik is nie. Okay, maar dit gaan daarby uitkom as jy dan kinders het, dan kom jy ook agter op 'n sekere stadium in jou lewe, daar's 'n klomp moeilike verwysings. Nee, ek dink net daaraan, as jy 'n besigheidseienaar is en jy gaan deur 'n maand waar dit moeilik is, en die maand kom nader aan sy einde en jy het nie geld om salarisse te betaal nie. Wat gebeur? Is dalk in jou verhouding met jou vrou op 'n plek waar dit begin het, was dit great, en dan het 'n klomp goed gebeur. En op die einde van die dag is jy by daai plek om te vra, maar waar het skeef geloop? Ensovoorts. Daar's 'n klomp fasette in ons lewe wat nie altyd uitwerk soos ek en jy dit beplan het, nee. En dan bring die psalmdigter ons eintlik in 'n spasie in om te kan help om iets te kan ontdek. En dis waar ons in Psalm 1 begin het. En hy skryf die volgende, hy sê, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie op die pad van sondaars gaan staan nie, nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs waterstrome wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie, alles wat hy aanpak gedei. Kan ek jou net uitnooi om na die eerste gedeelte te gaan kyk in hierdie teks. Gelukkig. Ek dink baie keer mis ons wanneer ons die Bybel lees oor wat probeer die skrywers aan my en jou oordra. Geluk in hierdie konteks het 'n uitkoms. So die teenoorgestelde van gelukkig is ongelukkig. So hy bring ons in die spasie in, en ek wil net hê jy moet dit hoor vanoggend. Hy sê dat as jou attitude van so 'n manier is dat jy jou vreugde gaan vind in die wêreld, want dit is moontlik om dit daar te vind. Hy sê in die kring van spotters, op die weg van sondaars, en jy het mos nou gelees. In die raad van die goddeloses, wat gaan gebeur? Dit gaan so skaaf wees. Dit het geen substansie nie. Maar hy sê as jou attitude gaan wees, die manier hoe ek goed gaan aanpak, om na die woord toe te gaan, en my vreugde daar gaan vind, want dis die ding, nee, vreugde word gevind. Oeps. Ja, dit kom nie van selfie. Dit word gevind. En hy sê, gelukkig is die wat sy vreugde vind, in wat? In die oordeenking. My merewend prewel oor wat God sê. Gelukkig is hulle. Want hulle sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat op sy tyd vrugte dra, en wat sy blare nie verwelk nie. Maar die beste van alles wat jy aanpak gedei. Nou, hoor net gou-gou. Die woordjie gelukkig hier is eintlik 'n Hebreëse woord wat ons help om te verstaan dat
Hulle het hierdie beeld geskep as hulle toue gemaak het. Uit die bas van 'n boom of van die senings van die dier, het hulle hierdie woordjie dan gebruik om vir ons te kan help om dit te kan sien. Nou wat plaasvind is, wanneer jy tou maak uit bas uit, het jy 'n vaste punt gehad en dan het jy hierdie bas in sulke reepies gesny en op die einde van die dag sou jy met die bas in twee hande gestaan het. Hierdie hand sou dit een kant toe gedraai het, hierdie hand ander kant toe en dan sou jy dit so begin vleg het. En dan wat gebeur het is as jy op die einde van hierdie tou gekom het, sy knoop gemaak het en dan met hierdie drade wat sou plaasvind is dit sou die krag aan die tou gegee het. En dan kon jy gedoen het daarmee wat dit bestem was om te doen. So hy help ons om te sê dat wanneer ek en jy die woord as verwysing kry, as ons vreugde vind, as ek en jy eintlik gewewe word. As die woord deel van my lewe is, ingebind word in my lewe, gaan ek en jy die doel bereik waarvoor ons bestem is. Hy sê dat alles wat ek en jy doen, nou jy kan vir jouself dink, nee, as daai tou gevat was en hy is gebruik om goed vas te bind, alles wat jy doen, sal hy in gedei. En hierdie woordjie is vorentoe gaan. Want jy sien baie keer kyk ons na ons lewe en ons dink aan sukses as ek het meer. Ek het meer finansies, ek het meer van dit en dit definieer baie keer vir ons sukses. Dis eintlik vir ons die toonbeeld, maar eintlik as hy hierby uitkom, dan sê hy wanneer ek en jy ons doel bereik, wanneer ons begin leef volgens dit wat God vir ons gegee het, wanneer ek en jy hierdie verwysing het, wanneer ons wortels in hom is, wanneer hy my bron word, sal ek wees soos 'n geboom geplant by waterstrome, geplant, onbeweeglik, vas in dit wat ek doen en my lewe sal vooruitgaan. En wanneer ek en jy terugkyk, dan kan ek kyk en ek kan sê dat hoor hierso, daar's 'n paar goed in my lewe wat nie reg geloop het nie, soos byvoorbeeld in my persoonlike lewe kan ek agterkom, okay, weet jy wat, jy was op 'n stadium hierdie ou wat jy hoe meer verloor het, maar nou doen jy dit nie meer so vinnig nie. Hoekom? Want dit het iets gebeur van die inwewing van die woord in my en jou lewe wat veroorsaak het dat ons nou standvastig is op die einde van die dag. Nou is dit hierdie gedeelte, gelukkig is hy want die uitkoms word bereik deur dit wat die woord vir my en jou bestem is. En ek dink is partykeer vir my en jou net belangrik om aan die einde van die jaar net so 'n oomblik te vat en bietjie gaan kyk na my en jou reaksies oor die jaar. As goed nie reg uitgeloop het nie gebeur het soos wat ek en jy bestem nie, wat was my attitude? Daardie houding. Wat maak dit saak nou as ek die Bybel lees, want alles draai mos maar net uit. Hoekom moet ek bid? Want die Here weet mos alles en ons gaan in hierdie maalkol in ons lewe, in plaas van wat ons verstaan is dat, hoor hierso, wanneer ek en jy die woord lees, word dit ingeweef, dit word eintlik wie ek is. Jy kan dit nie meer onderskei nie. Dis nie iets wat ek met my kop dink nie, maar wie ek word, want dit word ingeweef in my. En is vir my interessant is dat Paulus skryf die hele tyd oor vrug. Dink jy daaroor? Dat God my en jou by 'n plek wil kry, dat my en jou lewe voortbring, wat dit bestem is om verander te wees. Ek weet nie of jy al oor gedink het nie, maar jou lewe het impak. En as ek en jy besef dat ons lewe impak het, is die vraag is, wat se tipe impak het dit? Want dis tog wat hy ons na toe vat. En dit is my interessant, Paulus skryf aan Filippi.
hierdie gemeente wat hy geplant het. Hy is die tronker op daai stadium. En dit is vir my interessant is aan hierdie brief wat hy aan Filippi skryf, en jy kan dit gaan lees, is 4 hoofstukke, is baie eenvoudig. Jy kan hier na die diens gou gaan, dit gaan jou halfuur vat. Nee. Maar iets van Filippi wat ek en jy moet ontdek, hy is nie besig om hulle aan te spreek nie. Daar's nie iets fout in Filippi nie. Hy wil hulle herinner, want hier is ons probleem baie keer is dat ons nie genoeg herinner word nie, want dit is alleenlik eintlik deur herinnering wat ons kan onthou. Dis hoekom die psalmdigter so duidelik is wanneer ek en jy mymerewend prevel, wanneer ons die woord van God begin vir onsself opsê, wanneer ek die teks vat, wanneer ek sak in psalms en ek begin die psalm vir my oor en oor sê. Ek herinner myself aan wat God sê, aan die waarde van dit, aan die gewig van God se woord in my lewe. Dan begin hierdie mymerewend gaan. Wanneer ek in omstandighede kom, dan is dit soos, maar God is by my, hy is nie teen my nie, God is vir my, hy is nie teen my nie, hy is met my, sy krag, sy sterke is in my. Kyk wat gebeur, nê? Ek is 'n boom geplant by waterstrome, wat op die regte tyd vrug sal. In elke omstandighede waar ek nodig het, sal dit na vore kom. Hoekom? Want dit is 'n belofte van God. Maar as ek nie die woord van God in my lewe inkry nie, in wat word ek ingeweef? En Paulus herinner hulle aan iets. Hy herinner hulle aan Jesus wat gestalte moet neem in hulle lewens. En hy sê, weet jy wat, ek vind dit nie 'n pes om julle te herinner nie. Dis nou my eie woorde. Maar dit is eintlik tot voordeel van julle. En dan in hierdie gedeelte is daar 'n paar goed wat uitstaan. En heel eerstens is natuurlik Filippense 2 vers 1 tot 5. Wat hy die volgende hy sê daarom as daar enige aansporing in Christus is. So kan ek jou vra, is daar aansporing in Christus? Okay, as daar enige troos uit die liefde is daar enige troos uit die liefde? As daar enige gemeenskap van die Gees is daar gemeenskap in die Gees? Okay, as daar enige innige meelewing en ontferming is, en wanneer hy hiervan praat, dan praat hy van die koinai gemeenskap, die omgewing waar ek en jy saam is en deel van ons. Hy sê is daar enige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees. Nou hoor gou, hy is besig om na 'n plek toe te gaan waar hy gaan oor geld praat. So ek wil jou voorberei. Maar hy bring hulle eers by 'n spasie om te sê, dit is nie waar dit gaan, hierdie gedeelte is waar dit gaan. Hy sê, hierdie bling blydskap, kan ek gou vir jou net sê, is vir enige prediker, enige persoon wat die evangelie van Jesus Christus verkondig, wat leef met hierdie, dit is wat vreugde bring. Wanneer wat gebeur? Wanneer in die koinai gemeenskap, wanneer daar in die gemeenskap van gelowiges wat plaasvind, hy sê dat hulle in liefde word, een van gees word en een in denke word, dat hulle 'n familie op missie kan word. Kan jy dit net hoor? That their attitude becomes that pushes them and moves them towards something. 'n eenheid. Ek dink baie keer is ons so geneig, omdat ons nog nie werklik verstaan dat as die woord deel vir my word, en ek geplant is in Christus, dat wat voortkom is hierdie verwysing nie. En nou hy help ons om te sê, hoor gou net mooi, hy sê dat hierdie bring vreugde. En dan sê hy, hierdie eenheid, kan ek en jy verstaan deur die volgende. Ek doen nie meer iets uit selfsug of ydelheid nie, maar in nederigheid, die een die ander hoor te ag as homself, deur elke nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die ander. Kan jy hoor hoe hy ons in daai spasie inbring, is dat ek dink baie keer het ons hierdie negatiewe siening oor kerk. Nie julle nie natuurlik, nee, daar's 'n ander negatiewe siening oor kerk. Kyk waar praat hy oor my gesindheid. Hy sê laat dan die gesindheid
wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Let then the attitude that was in Christ be in you. En dan verduidelik hy wat die attitude was, want dit is nou net wat hy oor gepraat het. Hy sê dat Christus het hom leeggemaak van sy goddelikheid. En eintlik is hierdie beeld wat hy vir ons skep, is dat sy leegmaak beteken hy het 'n ander gestalte ingeneem. Want ek dink baie keer definieer die wêreld my en jou gestalte, die stand van my en jou en my in ons samelewing. En dit word die gedeelte waar volgens ons begin leef, volgens die gestalte wat ons het in ons samelewing, die stand wat ons het in ons samelewing. En hy bring ons in die spasie en sê, wag 'n bietjie. Ouens, hier's 'n probleem. Hier's iets wat ek en jy moet verstaan is dat ons kan onsself nie op 'n plek hoor is iemand anders te nie, want dit sê vir my en jou dat ons volgens die stand van die samelewing onsself sien, in plaas dat ons volgens die stand van Christus onsself sien. Ons is saam, ons is een, ons is 'n eklesia, ons is familie, en in familie is daar nie posisie nie, daar is alleenlik rolverdeling, en dis wat Christus kom doen het, en hy sê, ek het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, tot waar? Tot die dood toe. Kan jy gou vir jouself sien hoe Christus hierdie gestalte aanneem omdat daar 'n doel op sy lewe is? Dis wat vir hom bestem is en hy leef 100% vir dit. En hy sê dat hierdie gesindheid in my en jou moet wees. This attitude needs to be in us. Ons moet onsself leegmaak. Ons moet commit tot die roeping wat Jesus op ons het. En nou, besef net gou, Filippi was een van daardie gemeentes wat heavy bygedra, deelgeneem het aan wat? Om die evangelie van Jesus Christus deur Paulus te versprei. En hulle het bygedra. Maar daar was 'n tydperk in die kerk waar hulle spesifiek getwyfel het oor Paulus se stand. En die Korinte ouens was eintlik die ouens wat daardie beweging begin het, om eintlik te twyfel in wie Paulus is as apostel. Was hy werklik? Is dit werklik as ons kyk na Paulus se lewe, nê? Ek bedoel, hallo, hy sit in die tronk. En ek wil jou nou nie in die gesprek met Korinte bring nie, maar hier was 'n oomblik waar die Korinte mense aangehang het. En ek dink baie keer is ons ongelukkig daar in ons lewe, nê. Ons kyk hoeveel views daai ou het. Hoeveel likes hy het. En hoe meer views en hoe meer likes hy het, hoe meer ag ons hierdie persoon se opinie en se siening as waarheid. En ons begin dit in ons lewe as waarheid vasmaak, maar hy sê, pas op gou-gou. Jy moet nou net mooi hoor ding. Gelukkig is die wat nie hulle vreugde vind in die kring van die spotters, in die weg van die sondaars, in die raad van goddeloses nie, maar sy vreugde vind in die oordeenking van God se woord. Hoeveel van ons het nog 'n attitude ten opsigte van die woord van God, dat dit is wat ek moet lees heel eers in my lewe? Ek weet, baie keer is die Bybel moeilik, ouens. Ek besef dit. Maar daar's iets wanneer ek en jy 'n ding oor en oor lees, wanneer dit begin duidelik word. Maar ek dink ons gee baie keer te vinnig op dit. En dis eintlik waartoe Paulus ons vat. Hy sê, luister, ek wil jou herinner. Jy weet ons hoe werk skool. As jy in graad 1 ingaan, dan begin hulle jou leer lees en praat. Jy al agtergekom jy alfabet verander nooit nie. Wiskunde ook nie. Die goed verander nooit nie. Hulle sit net meer goed by. Hulle herinner jou net elke keer. Dis al wat gebeur eintlik, nê. Van graad 1 af, al die pad tot waar? In graad 12. Herinner jy jou elke jaar oor hierdie goed en dan sit hulle ietsie by, nog ietsie by, nog ietsie by, nog ietsie by. Dis presies die Bybel.
Wanneer ek en jy dit lees, dan ontwikkel ons. Hoekom? Want elke jaar ontdek ek, hier's iets wat ek misgelees het. Ek het dit nie verstaan nie. En Paulus bring hulle in daai spasie om te sê, luister gou, dis hoekom jy herinner moet word. En onthou net gou, hulle het nie die Bybel soos ek en jy dit het nie. Hulle het geskrifte gehad en daar was net soveel ouens wat dit gehad het. Paulus het sy perkamente gehad. En hy daag ons eintlik uit in daai gesprek om te sê, is ek en jy besig om ons vreugde te vind in hierdie? Want dis wat eengesindheid bring. Dit is wat veroorsaak dat ek en jy met 'n ander perspektief begin leef. En dan vat Paulus hulle na hierdie gesprek toe om te sê, "Sjoe, dis vir my amazing dat julle weer aan my dink." Hy sê, "Maar eintlik het julle altyd aan my gedink, maar hierdie en hulle het vir hom weer iets gestuur." Om hom te ondersteun in dit wat hy doen. En eintlik wat hy hulle bring is, hy sê, "Ek is bly julle het weer by die plek gekom om te ondersteun wat God mee besig is." En dan sê hy, hier's een ding, en dit gaan nooit oor geld nie, en kan ek dit net vandag vir jou sê, is God vra nie jou geld nie. Hy het niks van jou nodig nie. Hy soek iets vir jou. En Paulus in hierdie gesprek is presies dit wat hy vir die gelowiges in Filippi en vir my en jou soek. Hy soek iets vir my en jou. En daarom kom Paulus in die gesprek en hy sê, luister, ek het geleer om vergenoeg te wees. Hier is die vraag, jy weet, kan ek en jy by die plek kom om te sê dat ek is vergenoeg? Christus is vir my genoeg, dis sy gesprek. Hy sê, vir my is lewe Christus. Ouens, as jy net jouself by daai plek kan kry om te besef, luister, hierdie woorde van Paulus, dis vir my soos in, wat? Sy verwoording, die manier hoe hy hierdie gesprek vorm, die manier hoe hy mense inbring in daardie gedeelte, om te sê, luister gou, kan ek jou help net, dat ek vergenoegd is. Hier is die probleem, ek dink baie keer het ons hierdie skuldgevoel mentaliteit, en omdat ek nie gee nie, is dit hierdie ding wat aanhoudend opbou, maar ons het nog nooit by die plek gekom, om te sê, is Christus vir my genoeg nie? Vervul hy dit in my lewe? En dan bring hy ons in die spasie en dan sê hy, luister, ek weet wat dit is om min te hê. En ek weet wat dit is om baie te hê. Hoor net wat sê hy vir hulle. Hy sê, tot dit alles, elke individuele situasie in my lewe, is ek in staat, deur hom wat my die krag gee. Want luister gou, jou individuele situasie en my individuele situasie is nie altyd dieselfde nie. Die vraag is, het ek en jy al 'n rapport met Jesus Christus? Is daar 'n klomp goeders waar jy al besef het, luister, as dit nie vir sy krag was nie, sou ek nooit daai situasie kon hanteer nie. Sou ek nooit op daai manier dit kon gedoen het nie. Ek sou onmoontlik in daai situasie die vrug kon dra wat nodig was vir daardie ander persoon, want my lewe het impak, en op die einde van die dag moet ek dit besef, en dis waartoe ons bring in hierdie gesprek. Maar as ek en jy nie hierdie geskiedenis het met God nie, hoe sê ons hierdie? Dan word hierdie net 'n mooi sêding. Vir Paulus was dit 'n hartsding. Dit was hierdie oomblik waar hy besef het, wag 'n bietjie, as ons besef net hoe vrygewe God werklik waar is, dat in hierdie verwysing van sy lewe, waardeur hy alles gegaan het, kon hy deur elkeen van dit gaan, want heel eerstens, hy was vergenoeg met Christus. So hy sê vir hulle, luister, dit gaan nie vir my oor die bydrae wat julle lewer nie. Hoor wat sê hy vir hulle, dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. God soek nie iets van jou nie. Maar hoor wat sê hy, ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. It's my beautiful om te besef dat die woordjie belegging, nou die Engels sê dit so 'n bietjie anders, hy sê, I desire fruit that may abound to your account. Belegging
rekening. Hierdie woordjie is logos. That the spoken word becomes a reality in your life. Kan jy gou gehoor net, hoe bring ons my spase en hoe help hulle om iets te verstaan? Johannes sê mos, en die woord het vlees geword, die logos. En in die logos was lewe. En hierdie lewe was die lig vir die mense. En Paulus bring ons in daai spasie en hy sê, luister gou, hoe meer ek en jy hierdie woord lees en ons deelneem aan dit, hoe meer word hierdie 'n realiteit in my lewe. Hoe meer kan ons dit sien, hoe meer begin hierdie vir my en jou na vore kom. Hierdie woord word waarheid. Die psalmdigter wat vir ons sê, as ek en jy hierdie woord begin my rewend prewel, sal ek en jy wees soos 'n boom, want dit is ingeweef in my en jou lewe. Ons sal wees soos 'n boom geplant, nie rondgegooi word nie, nie die omstandighede in hierdie wêreld nie, maar vastend omdat ons koning, die verwysing is, daardie logos, die woord het lewendig geword vir my. Hy is my lewe en daarom word hierdie my nuwe realiteit. En daarop is vrug. En hy bring ons in hierdie verwysing en om te sê dat ek en jy moet besef. Dis wat God nog altyd vir my en jou bestem het, dat die karakter van Jesus Christus gestalte neem in my en jou lewe. En hierdie vloei uit liefde uit. En dis presies God se lewe is hierdie vrygewigheid van wie hy werklik waar is dat hy het gegee aan ons. Wie? Sy seun. Kan ek gou vandag vir jou sê, jy kan nie meer gee as wat God kan gee nie. You cannot outgive God. It is impossible. Hy het sy seun gegee. Hy het homself gegee. Dit was hy wat aan die kruis vir my en jou gehang het. Dis sy lewe vir my en jou. Dis sy bloed wat vir my en jou vernuwing en vergifnis gebring het. Hy het vir my en jou nuwe. You cannot ever outgive God. Maar daar's iets wat gebeur met my en jou wanneer ons by 'n plek kom om te sê, hoor gou, dat ek en jy moet besef dat geld deel is van hierdie verwysing in ons lewe. Soveel mense kry klappe op hulle ore, nê, as ons daardie woord gebruik. Iets gebeur wanneer ons praat van vrygewigheid en ons konnekteer geld daaraan, maar hy bring ons in daai spasie om te sê, hier is 'n belangrike komponent wat ek en jy moet verstaan wanneer dit kom by vrygewigheid. En Jesus Christus is hierdie amazing storieverteller. En hy vertel van 'n storie wat afspeel in die tempel. In Lukas 21 vers 1, kyk wat sê hy. Hy sê Jesus het opgekyk en gesien hoe die rykes hulle bydra in die offergawe kus gooi. Hy sien toe ook hoe 'n arm weduwee 2 lepton ingooi en sê, waarlik, ek sê vir julle, hierdie weduwee wat brandarm is, het meer ingegooi as hulle almal. Want, hier is die verwysing tot dit, want hulle het almal uit hulle oorvloed by die bydraers ingegooi, maar sy het ten spyte van haar behoeftigheid, ten spyte van haar tekortkominge, ten spyte van hierdie, is daar 'n verklaring in haar lewe oor in wie haar vertroue is, deur wat sy gee. Hierdie het 'n duidelike komponent ten opsigte van hierdie. Ons vertrou baie keer vir ons gaan nou ons vertrou, ek hoop jy het jou vertroue al begin neerskryf. Ek hoop jy het een van hierdie gekry. Ons gaan nou dit doen. Want dit is dit waarvoor vertrou ek, Here? Ek kan nie sonder vertroue leef nie. Ek hoop jy vertrou vir beter as wat jy vertrou het vir laas jaar. Ek hoor jy vertrou vir meer as wat jy voor vertrou het vir laas jaar, want ek glo dat omdat ek 'n kind van God is, mag ek. Dit voel vir my of jy vaskop hier. Of ons nie mag nie.
Paulus skryf in Efesiërs. Hy sê, dare, ask. Maar heel eerstens, by die plek te kan kom te sê dat vertroue het 'n verklaring. En hierdie vrou het 'n verklaring gemaak in die plek van behoeftigheid. Het sy alles ingegooi wat sy gehad het. Ek weet nie of jy daaroor kan dink en kan jy vanoggend jouself by 'n plek bring as jy vanoggend hier sit en jy bring alles wat jy het. Sy praat van lewensonderhoud. En jy gee dit vir God omdat jy hom vertrou. Daar is iets wanneer ek en jy 'n verklaring maak dat finansies deel van dit is. Dis hoekom ons jou uitnooi in hierdie tyd van die jaar, is om te sê dat aan die einde van die jaar, want dis baie keer in die begin van die jaar wanneer ons praat oor finansies, want dan is almal lus vir kerk en dan is jy nog lus vir gee ook. Maar aan die einde van die jaar wil jy eintlik gaan vakansie hou. Jy wil afskaal, jy wil nie hoor oor geld nie, jy wil nie hoor oor hierdie goed nie. Maar Paulus sê, luister gou-gou, ek sê hierdie nie omdat ek iets vra nie. Luister ouens, ek vra nie vir jou iets nie. Ek soek vir jou iets. Ek vertrou saam met jou vir iets. Ek vertrou saam dat Christus gestalte in jou sal neem, dat die vertroue wat jy het in God, waarin jy gewortel is, waarin jy geplant is, die realiteit sal word in jou lewe, dat jy op 'n plek kan kom wanneer ek sê, ek is op die plek waar ek die mees behoeftigstes nou is van enigiets, dat ek alles sal gee omdat my vertroue, omdat dit 'n verklaring is van en in wie my vertroue werklik waar is. So ek wil jou uitnooi dat jy daai geloof as meer ver gaan vat, daaroor gaan bid soos wat jy jou uitgenooi het. Dit volgende week kan saambring. Miskien het jy dit vanoggend hier, en as jy dit vanoggend hier het, dat wanneer ons die geleentheid gee om ons vertroue aan die boom te kan hang, dat jy dit in hierdie boks sal gooi om te sê, Here, hiermee verklaar ek my vertroue in U. Het jy dit ingevul? Het jy al geskryf? Dalk nog nie, wil jy nie die blaadjie so vashou nie. As jy hom nog nie ingevul het, jy gaan hom nou invul. Maar dat ons so kan sit net, as jy dit het. Hier is die verklaring wat Paulus maak in Efesiërs 3 vers 20. En aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Die Engels sê, what we dare think and ask. Kan ek jou vra, kan ek jou dare vanoggend om vir meer te glo? Ek voel nie vir my of die lekker positiwiteit is nie, die attitude is nog nie lekker nie. Kom ons hoor net gou. Kan ek jou vanoggend uitnooi to dare? Come on. Can we dare ask him that our city will change to a place where he reigns? May we dare ask him that the place that I work becomes the place that his glory sets and moves into. Kan ons die Here vertrou dat die heerlikheid van God in elke skool in ons stad 'n realiteit sal word? Kan ek en jy glo dat ons hospitale 'n plek sal word waar mense na toe kan gaan en omgegee word voor? Kan ek en jy vertrou dat elke persoon in ons stad by 'n plek sal kom waar hulle Jesus Christus ontmoet? Of dit nou is wanneer ons gaan by 'n kospunt om vir hulle kos te gee, of waar ons gaan na Vistarus toe, of waar ons gaan na Cherish Baby in die hospitaal, en net om vir julle te sê, volgende week sal ons julle wys vir 100 sak vir mamma se gees. Come on, may we dare ask for more. As jou kind nog nie in Jesus Christus, may you dare ask. As hy vas is, sy of haar vas is in dwelms, ek weet nie waar hulle is in jou lewe nie.
May we dare ask, dalk is dit 'n familielid. As jou huwelik op 'n plek is waar dit nie goed gaan, may we dare ask. As jou gesondheid nie, may we dare ask. Mag ons by 'n plek kom waar ons God vertrou en sê, Here, maar hier is my deel van wat ek bydra omdat ek glo, want ek vertrou dit. En aan hom wat mag het. En aan hom wat mag het. Want hy is koning, hy is heerser. Hy is skepper van hemel en aarde. Aan hom wat mag het om te doen. Want hy is by magte. Ver bo alles wat ons bid of dink. Volgens die krag wat in ons werk. Die krag van die Heilige Gees wat in ons werk, wat geplant is in hom, wat se voeding deur hom kom. Daardie krag het nie beperking nie. Dat die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur die geslagte tot in ewigheid. Amen. Kan ek jou vra om hierdie ding vashou? Jou oor toe maak. We dare ask, Lord, this morning. En Paulus skryf ver bo wat ons kan dink of bid. Ver bo dit. Mag gee vanoggend elke gebroke hart kom genees. Daardie huwelike wat deur moeilikheid gaan, mag U inkom in daai spasie, Here. Daardie kinders wat verlore is, mag U hulle roep vanoggend. Daardie boelies wat nog my kinders dalk afbreek. Dalk die onderwysers. Dalk in daai hospitaal waar ek myself bevind, of die werksomstandighede waar ek bevind. U is tot magte, Here. Want aan U is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Daarom is U tot magte. Om genesing te bring vir mense wat siek is in hulle liggaam. Om kinders te kom red wat verlore is. Vriende wat op die verkeerde pad is. Werksgenote, familielede. U is by magte. Laat dit dan so wees. In Jesus naam.